Hier tussen die liefde vir haar blink, gaan ek vandag 'n bietjie dieper gesels met die vrou agter Glam Girl Accessories. En ek dink dis juis hoekom vandag se gesprek so spesiaal gaan wees, want ek het eerstens gesien hoe sy haar pyn, haar passie en haar hart in hierdie handelsmerk ingebou het. John D, jou collections het eintlik 'n storie agter elke collection, maar jou onlangste een was die Dragonfly. Wat beteken dit vir jou? Hoekom het jy dit gekies? So die aand wat my man oorlede is, het daar 'n naaldekoker verskyn in ons kamer en van toe af het die naaldekoker vir my geluk, hoop, liefde, transformasie, selfontdekking begin beteken. Want my man het altyd gesê as die naaldekoker op die visstok se punt gaan sit, gaan die vis begin byt. En tog het jy weer liefde gekies, hoop gekies, lewe gekies tot jou nuwe Big 5 collection. So dit voel vir my altyd, daar's net altyd hierdie iets moois wat uit jou lewe gebore word. Vertel my 'n bietjie van jou inspirasie agter die Groot 5. 'n rukkie gelede was ek nie op 'n baie lekker plek ten opsigte van my besigheid wat ek nou nie oor gaan uitbrei nie. Maar ek het gevoel dat ek in Glam Girl iets moet inbring, iets uniek wat ek is aan Glam Girl en dit moet ook weerspieël van hoe ek as mens gegroei het. En my man het saam my gesit een aand en ons het bietjie gebrainstorm en toe sê ons daar's nog nooit 'n Big 5 collection in die Soutash gedoen nie. En so het ons toe nou begin beplan. Ons het 'n aand baie laat gesit en begin die ontwerpe teken en ek het dit deurgestuur vir 'n ontwerper. En so het sy is fantasties. Sy is een van die mees artistiekste mense dink ek wat ek al ooit in my lewe ontmoet het. En sy het hierdie collection vir my moontlik gemaak. Die Big 5 sal ek sê het baie eienskappe van hoe ek as mens deur die hele journey gegroei het en ek dink dit verteenwoordig ook vandag eienskappe wat ek aangeleer het na wat met my gebeur het deur my hele proses om te groei en om ook te rou. Ek verstaan. Ek dink ons sit vandag 'n vrou en sy luister en wat dalk selfs voel sy is in haar moeilikste seisoen. Wat gaan jy vir so iemand sê, John D? Wat ek vir so 'n dame sal sê is dat mense wat nog nooit in jou skoene geloop het nie, gaan nie noodwendig begrip hê vir waardeur jy gaan nie. As ek terugdink, 'n voorbeeld wat ek van kan noem is 'n normale ding om te vra, koop jy? Nee, hierdie het met my gebeur. Ek koop nie regtig nie, maar mense het nie 'n keuse nie. Jy kan besluit gaan lê jy of staan jy op en jy gaan aan en dit is een ding wat ek geleer het. Jy het 'n keuse hoe jy elke dag van jou lewe vorentoe gaan. Gaan jy gaan lê of gaan jy jou omstandighede wys dat dit jou nie gaan onderkry nie. Dat jy ook moet vashou aan jou geloof. Ek kan deur die hele proses sê dat ek elke dag net genoeg krag en genade gegee is om deur die dag te kom. En dit was vir jou genoeg. Maar ek wil terugkom na 'n punt van nou toe sê jy wil nie uitbrei oor wat met jou besigheid gebeur het nie. Nou ek stap saam met Glam Girl nou 'n lang pad en ek weet hoe word jy gekopie en ek weet hoe sien mense jou raak en is baie envious oor wat jy bereik. Maar ek wil weer eens net vir jou sê jy's verskriklik sterk. En nou gaan ons huil en ons sê ons gaan nie huil nie. Maar daar's een ding wat ek vir John D altyd gesê het, is onthou net niemand kan jy wees nie. Niemand is John D nie en dit is hoekom ons lief is vir Glam Girl. Want Glam Girl is John D en jy praat ook van haar as Glam Girl. Mense ken haar nie as John D nie. Ons wat haar vriende is, ons weet wie's John D, maar sy is super sterk. Sy is super gelowig en dis vir my lekker as ek 'n boodskap kry van haar af waar sy vir my raad vra en ek actually kan uitreik na haar toe en my opinie gee en sy luister nogal. Sy luister nogal en sy neem in en ek wil net sê ons het gesien wat gebeur het met die hele kopieing van jou besigheid en dit en hier staan jy by die grootste feesweek in Suid-Afrika by Nampo week en sy is by die Oesmark en hier is voorraad wat skrik vir niks. So ons is baie trots op jou en onthou dis wie jy is.
nie wat op jou rak hang nie, maar wie jy in jou hart is en die feit dat jy leef soos God van jou gedroom het. Johnny, wat se soetas het jy aan vandag? Ek het vandag my heel gunsteling, die luiperd aan. Ek het hom vernoem na myself en hy's ook nou deel van die Groot 5 collection. Okay, ek het die Charlene aan, maar my gunsteling is die Ava en die Anlia. Ja. Johnny, hierdie is jou Big 5 collection. Maar daar's 5 diere en hulle moet iets vir jou beteken, né? Maar voor ons by dit kom, wil ek net een ding noem. Al jou oorbelle is vernoem na vrouens. En is vrouens wat vir jou iets beteken het in jou lewe. Wat is die een naam van die oorbelle wat jy uitgebring het, wat die grootste betekenis vir jou dra? So ek sal sê Anja, die naam is eerstens Charlene se dogtertjie se naam. Voordat ons mekaar leer ken het ek vir Anja en vir Carly gehad en later het ek vir Leandi ook uitgebring. En Anja beteken genade en guns. En dit is iets wat ek kan sê toe ek my besigheid begin het en die Heilige Gees so met my gepraat het dat ek my besigheid moet begin. Wat ek ook in my testimonial vertel het van hoe ek my besigheid begin het. As dit nie vir Here se genade was en sy guns nie, sou ek verseker nie vandag kon gewees het waar ek is nie. En jy kry baie guns en genade. Eendag het ek gesê in 'n video, die Here het 'n persoon wat hy net aanhou seën, maak nie saak wie wat doen of wat met jou om jou gebeur nie, en ek dink jy's een van daai mense. Ek dink jy is, my ma so gesê het, die Jesus se wit broodjie. So, ja, dit is baie waar. Anja en Carly was die eerste oorbel wat ek raak gesien het, toe ek die eerste keer my Glam Girls gekoop het. En min genoeg het ek en John die geweet, ons gaan sulke goeie vriendinne raak, en ons kinders gaan so lief raak vir mekaar, en dat die eerste 2 oorbelle wat jy uitgebring het, my kinders se name sou wees. Ja, dis baie kosbaar. Nou, die Big 5. Wat beteken elke dier vir jou? Wat verteenwoordig dit vir John? So as ek na 'n leeu kyk, 'n leeu is braaf. 'n Leeu het baie goeie leierseienskappe en 'n leeu het krag. As ek kyk na 'n olifant is een van die loyaalste diere wat jy kan kry. En 'n olifant vergeet ook nooit nie, hy's wys. En ek het soveel wysheid in hierdie kort tydjie wat ek al lewe opgedoen. Wysheid opgedoen en dinge geleer. So dit is wat die olifant vir my verteenwoordig. Dan het ons die luiperd. Die luiperd is 'n dier wat veerkragtig is. Hy kan in enige omstandighede baie vinnig recover en regkom. Hy's aanpasbaar en 'n luiperd is ook vir my dier wat baie selfvertroue het. Ek was van kleins af het my ma altyd gesê ek was tot te bang om by die kafee uit te klim om brood en melk te koop. En ek dink dit is hoekom die luiperd so na aan my is, want die luiperd het vir my begin selfvertroue in die lewe gee. Dis baie mooi. Okay, volgende het ons die renoster. So 'n renoster is 'n baie kalm dier, maar as hy bedreig voel of in gevaar kom, dan sal hy beklei vir wat reg is. 'n Renoster is ook 'n beskermer en dit is ook 'n karakter van my. Ek is 'n baie rustige en kalme mens, maar as ek moet beklei vir wat ek wil hê, dan sal ek beklei en ek sal die mense om my beskerm met alles wat jy het. Alles wat ek het. En dan laaste het ons die buffel. Nou die buffel, ek weet nie of julle al ooit gesien het hoe loyaal 'n buffel in 'n trop is nie. As al een buffel geskiet word of gewond word, sal die res van die buffels net daar naby bly staan. Hulle sal altyd loyaal bly in hulle trop. Hulle het ook baie uithou vermoë en deursettingsvermoë en dit is hoekom ek die Big 5 collection gekies het, want deur my hele journey wat ek gestap het, sou ek sê het ek van elke dier het ek 'n karaktereienskap aangeleer of het ek in my gehad wat uitgekom het deur die hele proses. En dan volgende week gaan daar ook die swart renoster kom. Die swart renoster is
bedreigde spesies. Ja. So die swart renoster is ook vir my baie spesiaal, want ons almal ondersteun tog die renoster conservation. Ja. Yes. En dan ook die zebra. Die zebra kom ook volgende week. En dan laaste maar nie die minste nie, het ons 2 verskillende krummetartbome. En die krummetart is ook vir my baie spesiaal. Dis een van my pa se gunsteling bome en 'n krummetart is ook vir my iets eg en spesiaal aan Suid-Afrika. Verseker. Johnny, dankie dat ek met jou kon gesels. Ek meen ons gesels baie, maar dankie dat jy jou storie met my followers gedeel het en ook jou followers. En dat jy so eg is en dat jy loyaal is en kosbaar is. Jy het 'n baie sagte plek in soveel mense se harte en elke liewe kliënt wat sy ontmoet, word maar 'n vriendin een of ander tyd in haar lewenstyd. En dis wat jou kosbaar maak. Hulle sê mos, daar's 'n gesegde wat sê jou hart is soos 'n taxi, daar's altyd plek vir nog. En dis wie jy is. Buiten die feit dat sy haarself as 'n kraai beskryf altyd want sy hou van blink goed, het sy ook 'n verskriklike klein maar groot hart wat plek het vir almal. En ons is baie lief vir Jondi en mag Glam Girl van krag tot krag gaan.